Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, ek weet baie mense sal nie met my saamstem nie, maar ek is nogal 'n aanhanger van Discovery. Ek hou van Discovery. Ek hou van hulle manier van besigheid doen. Ek waardeer hulle besigheidsfilosofie. Discovery glo nie in korttermyn oplossings nie. Hulle glo in langtermyn lewensverandering. Hulle sê lewenstylverandering is die ding wat hulle dryf. Nou hulle is 'n versekeringsmaatskappy en hulle wil lewenstylverandering dryf om hulle risiko te verminder. Maar hulle weet ook as hulle risiko verminder, is daar voordeel vir die mense, hulle kliënte in dit. Nou hulle begin met hulle mediese fonds. Hulle mediese fonds het probeer om hulle kliënte te help om gesonder te lewe. Dan is die risiko vir hulle laer. Hulle spandeer minder geld en daar's meer geld vir almal beskikbaar. Dieselfde werk met hulle motorversekering. Hulle wil hê jy moet veiliger bestuur. As jy veiliger bestuur, hoef hulle minder geld te spandeer en jy is veiliger en almal wen. Hulle sê Discovery het 'n 60% laer mortaliteitssyfer as enige ander versekeraar. En so dit werk. Hulle beginsel volgens my werk. Die probleem is dit vereis getroue toewyding van die kliënt. Dit vereis dat jy, as jy werklik wil inkoop en die voordele wil geniet van Discovery se stelsel, dan moet jy werklik gedissiplineerd wees. Jy moet toegewyd lewe. Jy moet gesonder eet. Jy moet gesonder lewe. Jy moet meer oefen. Jy moet stadiger ry. Jy moet versigtiger in intersections inkom. En dieselfde geld vir hulle bank ook. Jy moet meer spaar en meer verantwoordelik wees met jou geld. En so vir die mense wat bereid is om so te lewe, is daar geweldige voordele vir Discovery kliënte. Maar daar's baie mense wat Discovery verlaat, want dit is nie vir hulle sê is nie moeite werd nie. Hulle sê dit raak te moeilik om die punte te kry. En daar kan ons natuurlik die probleem sien. Dit gaan nie oor die punt nie. Dit gaan oor die veranderende lewenstyl. Dit gaan daaroor dat as jy lank genoeg, gesond genoeg kan lewe, dat jou cholesterol kan afkom en dat jou gewig kan afkom en dat jou bloeddruk kan afkom, dan behoort jou energievlakke te begin opkom en jou lewenslus behoort meer te word. En so Discovery vereis baie van 'n mens. Vir die wat dit kan doen, vir die wat dit kan regkry, is daar geweldige voordele daarin. Maar baie van ons weet ons het nodig om te verander. Ons weet ons is veronderstel om meer verantwoordelik en gesonder te lewe, maar dit voel vir ons asof die klein kostes wat ons daagliks moet aangaan, die klein goedes waarvoor ons moet ja en nee sê, is vir ons net te veel. Ons is nie bereid om dit te doen nie. Die langtermyn voordeel is nie genoeg van 'n motivering vir die hier en nou nie. En nou, ek weet almal is nou al reeds baie ongemaklik. Hoekom? Ek is nie 'n Discovery rep nie. Ek is nie besig om hulle produkte aan julle te probeer verkoop nie. Al punt wat ek probeer maak, is dat ons baie keer geestelik op dieselfde manier optree. Ons doen presies dieselfde geestelik. Ons sukkel om dag vir dag getrou te wees. Ons weet wat is goed vir ons, maar ons sukkel om 'n dag vir dag te doen. Ons sukkel om God lief te hê soos wat ons behoort. En ons sukkel om ons medemens lief te hê soos wat ons behoort. En as gevolg daarvan is ons geestelik nie lewenslustig nie. Ons het geen energie nie. Geestelik gaan dit nie met ons so goed soos wat ons kan nie, want ons is nie bereid om in die hier en nou elke dag die klein moeilike besluite te neem en God te vertrou daarmee nie. En dan raak ons lewens kleiner en ons geestelike gesondheid krimp. En vanoggend dink ek, dis vir elke een van ons 'n geweldige gevaar. Elke een van ons het een lewe om te lewe. Maar elke een van ons het die risiko om in steede van om vir Jesus se koninkryk te lewe en op te kyk, in die klein dingetjies vasgevang te raak en af te kyk na ons eie koninkryke toe. Dis 'n risiko vir elke een van ons. En in vandag se teks roep Paulus die kerk tot getrouheid. Hy roep hulle om getrou te wees in die klein goedjies. Want hulle ontrouheid lei tot 'n geweldige gebrokenheid in hulle eie lewens, maar ook in die lewe van die kerk. En hy roep hulle tot getrouheid deur vir hulle te sê, Jesus is die een wat gaan oordeel. En Jesus is die een wat hulle gaan beloon vir hulle getrouheid.
Nou voordat ons aangaan in vandag se teks, en dink ek dis altyd goed om te kyk wat ons alreeds gesien het, sodat ons vanoggend se teks in konteks van die groter brief kan verstaan. En so ons het reeds gesien in 1 Korintiërs 1 vers 1 tot 4 dat reg aan die begin het ons gesien dat God het vir hulle alles gegee wat hulle nodig het vir gesonde geestelike lewens. Hy het vir hulle alles in Jesus gegee. God is baie getrou en hy sal hulle hou. Hulle is veilig in God se liefde. Hulle is veilig vir alle ewigheid want God is getrou. En so hulle ontrouheid maak in 'n sekere sin nie sin nie. Maar hulle ontrouheid maak dat hulle nie God se liefde ervaar soos wat hulle behoort nie. En omdat hulle nie God se liefde ervaar soos wat hulle behoort nie, is dit nie vir hulle lewegewend nie. Hulle raak hulle lewe nie die lewe wat die kruis vir hulle gegee het nie. Hulle is besig om met mekaar vas te sit. In hoofstuk 1 tot 4 sien ons, hulle sit vas met mekaar. Hulle is besig om in steede van om mekaar op te bou, omdat dit is waartoe die liefde van God ons roep, is hulle besig om mekaar af te druk en met mekaar te beklei. En ons sien hoe dit hulle oneffektief maak as 'n kerk. En so in hoofstuk 4 vers 6, hoofstuk 4 sluit Paulus nou vir eers hierdie argument af oor die oneenheid wat hy in die kerk sien, en in hoofstuk 4 vers 6 maak hy so 'n stelling van hoekom hy dit alles geskryf het. Kyk saam met my op julle blaadjies asseblief. Ek gaan die hele tyd na die blaadjies toe verwys, of in julle Bybels as julle het. Vers 6 sê, I've applied these things to myself and to Apollos for your benefit, brothers, so that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another. So wat hy vir hulle sê is, puffed up beteken hoogmoedig. Dit beteken geen geestelike substansie in hulle nie. Wat hulle doen is, hulle is hoogmoedig. Hulle laat hulle self belangrik voel. Die Afrikaans vir vers 6 is, sodat niemand homself belangrik sal ag, omdat hy vir die een en teen die ander is nie. Sien, die liefde van God stel ons in staat om lief te wees vir ander. Wanneer ons sukkel om lief te wees vir ander, is daar 'n liefdeprobleem. Ons ervaar nie God se liefde nie, en daarom is ons nie in staat om ander in liefde op te bou nie. Die evangelie maak ons vry van onsself. Dit is wat gebeur met ons. Ons hoef nie vir onsself te veg as ons weet God is aan ons kant nie. As ons weet God is lief vir ons, dan hoef ons onsself nie te laat geld nie. En ons hoef nie vir onsself te veg nie, as daai liefde sentraal is in ons lewens. Maar hulle gebrek aan getrouheid maak hulle selfbewus. Bob Thune sê in Gospel-Centered Community, sê hy die volgende. Hy sê, the essence of pride is self-concern. Net seker maak as vir julle op. The essence of pride is self-concern. It may manifest itself as arrogance and boasting, or as self-protection and fear of people. But it's pride either way, and it kills community. We have all been in a community where everyone seems to enjoy each other, but below the surface, all are preoccupied with self, worried about how they are perceived by others, anxious about their needs, desperate for attention, insecure, or self-righteous as they compare themselves to others and the like. All forms of self-concern manifest themselves in a lack of love for others. We become consumers instead of servants. Ek gaan net weer daai laaste paragraafie lees. All forms of self-concern manifest themselves in a lack of love for others. We become consumers instead of servants. En dis wat met hierdie gemeente in Korinthe gebeur het. Hulle het hoogmoedige verbruikers geword en hulle het nie meer getroue bedienaars gewees nie. Dis die probleem in die kerk in Korinthe. En nou vanoggend gaan ons net by 3 punte stil staan. Ons gaan kyk na getroue bedienaars. Hoe word getroue bedienaars beskryf? Wat is die tekens van hoogmoedige verbruikers? En wat is die tekens van getroue bedienaars? Wat is die tekens in 'n mens se lewe van getroue bedienaars? Nou lees asseblief saam met my vers 1. This is how one should regard us, as servants of Christ and stewards of the mysteries of God.
Hier is hoe leiers beskou moet word. Servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Servants of Christ is nie moeilik om te verstaan nie. Wanneer ons tot bekering kom, besef ons Jesus is die regmatige koning van die wêreld. En so ons besef ons is syne, ons lewe om hom gelukkig te maak. Dis waar van die leiers, so dis servants of Christ. En ons weet ook, dis waar van elke liewe Christen. Elke een wat die knie gebuig het vir Jesus, is Jesus sin, lewe met hom as 'n koning, en is lewe om hom gelukkig te maak. En so servants of Christ is nie moeilik om te verstaan nie. Stewards of the mysteries of God, kort 'n klein bietjie meer verduideliking. The mystery of God is die vraag wat oor die Ou Testament gehang het. Hoe gaan 'n heilige God homself versoen met 'n sondige wêreld? Die antwoord is die evangelie. Die evangelie sê, God het in sy liefde sy seun gegee om ons sonde, die straf vir ons sonde op die kruis te dra, sodat ons met hom versoen kan wees, sodat ons in 'n liefdevolle verhouding met hom kan lewe, en sodat ons bydraers kan wees tot die koninkryk van God. Dis die mystery. Die mystery is die evangelie. En die mystery is nou bekend gemaak. En so leiers is stewards van hierdie goeie nuus. Hulle is stewards van die evangelie wat mense in 'n verhouding met God inbring, en hierdie evangelie van wat God is vir ons daagliks, en hoe hy vir ons sorg, en hoe hy ons vrymaak elke dag om in liefde te kan lewe. Daai evangelie is die evangelie wat ons in 'n verhouding met hom inbring, maar is ook die evangelie wat ons daagliks die krag gee om die Christelike lewe te lewe. En so dit is wie die leiers is. Die leiers is stewards of the mysteries of God. En die realiteit is, alle Christene is geroep om stewards of the mysteries of God te wees. Almal van ons moet mekaar bedien met die evangelie. Petrus maak ook hierdie punt. Paulus maak die punt. Petrus maak ook hierdie punt. En as hy sê dat die hele gemeente het genade ontvang, en die hele gemeente behoort mekaar te bedien met daai genadegawes wat hulle ontvang het. En so 1 Petrus 4 vers 10 sê, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Die Afrikaans sê, as goeie bestuurders van die veelvuldige genade van God, moet julle mekaar bedien in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang het. Paulus en Petrus stem saam. Ons het almal genadegawe ontvang. Ons is almal servants of Christ and stewards of bedienaars of the mysteries of God. En so in vandag se gedeelte vers 2, hier is die punt, dis duidelik vir almal om te sien. Paulus roep hulle tot getrouheid in dit waartoe God hulle geroep het. Dit is die hart van die boodskap. Dis wat hy vir hulle wil sê. Hy wil vir hulle sê, wees getrou. Wees getrou as servants of Christ en bedienaars van die evangelie. Stewards of the mysteries of God. En dis presies waartoe ons dan nou ook vanoggend, as ons na hierdie teks kyk, dan is dit waartoe God ons roep. Getrouheid as dienaars van Jesus en bedienaars van die evangelie. Nou voordat ons aangaan om na die tekens te kyk, kom ons dink net vir 'n oomblik vinnig. Hoe lyk dit vir ons om getrou te wees as bedienaars van die evangelie en as dienaars van Jesus? Maar ek dink meeste van ons spandeer meeste van ons tyd by die werk. En so kom ons dink vir 'n oomblik, hoe lyk dit vir ons om getrou te wees by die werk as bedienaars van Jesus, bedienaars van die evangelie en dienaars van Jesus? Ek dink dit is nie so moeilik om te verstaan nie. Dit vereis 'n klein bietjie meer geloof om dit te doen. En so ek dink is nie moeilik om te verstaan dat ons werk in die eerste instansie by die werk om Jesus se naam groot te maak nie. Ons dien ons medemens want ons wil Jesus se naam verheerlik. En so by die werk ons hard en ons werk goed en ons lewer 'n hoë kwaliteit werk. Ons kollegas moet weet ons is betroubaar en ons baas moet weet ons is totaal lojaal en toegewyd en hulle kan op ons staat maak. So die evangelie roep ons om goeie werknemers te wees. Maar die evangelie roep ons ook, dit maak ons vry van die las om ons bestaansreg te kry by die werk. Werk is nie ons afgod nie. Werk is nie die ding wat maak dat ons saak maak nie. God se liefde vir ons is die ding wat maak dat ons saak maak. En so ons kan nee sê.
Ons kan nee sê by die werk. Ons werk altyd goed, ons werk altyd hard, ons is selfs bereid om 'n ekstra myl te gaan, maar daar's dinge waarvoor ons nie ja sê nie. Ons sal nie ja sê, ons mag nie ja sê vir dinge wat langtermyn skade gaan berokken aan ons gesin, of wat moreel vir ons onaanvaarbaar is, of wat enige ander Christelike grens oorskry nie. En so ons moet die vermoë ontwikkel, getrouheid vir ons by die werk is om die vermoë te ontwikkel om nee te sê op 'n nederige, liefdevolle manier. En oor tyd die geleenthede te gebruik om te verduidelik hoekom ons op hierdie manier lewe, hoekom ons glo dat Jesus is die koning en daar is hoop vir almal in 'n verhouding met Jesus. En so getrouheid by die werk vereis baie geloof. Maar hoe sal dit vir ons lyk om getroue ouers te wees, getroue Christen ouers te wees? Hoe lyk dit vir ons om stewards of the mysteries of God te wees vir ons kinders? Wel, weer eens, die teorie is maklik. Ons moet die evangelie van toepassing maak op die manier waarop ons ouers is. Ons moet, by ons huis is dit baie keer 'n stryd om klein goedjies, is 'n gereelde stryd, soos om kinders te kry om met mekaar te deel. En ek is baie keer geneig as ek 'n ding al 3000 keer gesê het en hulle wil weer nie deel nie, om te sê, as hulle vra hoekom moet ek deel, te sê, want ek sê so. Maar dis nie om 'n getroue bedienaar te wees nie. As die penny nog nie vir hulle gedrop het nie, as hulle nog nie verstaan hoekom hulle moet deel nie, dan moet ek vir hulle verduidelik. Dan moet ek stop en vir hulle sê, liefie, onthou, God het my vir jou gegee om vir jou te verduidelik hoe om in hierdie wêreld van hom te lewe. En God is baie goed vir ons. God het vir ons alles gegee wat ons nodig het. Elke laaste ding wat ons het hy vir ons gegee. En hy gee dit vir ons as 'n gawe om te deel met ander. Alles wat ons het is ons in omdat God dit vir ons gegee het en daarom wil ons dit graag deel met ander. Ek weet hoe dit voel, liefie, om alles vir myself te wil hou. My hart is net so selfsugtig soos joune. My hart is ook vol sonde. Maar Jesus wys vir ons hoe lyk 'n lewe wat nie selfsugtig is nie. En daai lewe wat ons dit doen waartoe God ons geroep het, is baie beter. Dit maak mens baie gelukkiger om dit wat God vir jou gegee het met ander te deel. Kom ons doen dit. Deel dit met jou boetie en sussie. En dan sal jy nie net vir pappa trots maak nie, maar jy sal God bly maak en jy sal goed doen aan jou boetie en sussie. Dit vat 'n klein bietjie meer inspanning om getroue ouers te wees. Maar die evangelie bepaal alles in die manier waarop ons ouers is. Dit bepaal hoe ons kinders in die samelewing hanteer. Ek dink as ons getroue bedienaars van die evangelie met ons kinders wil wees, moet ons vir hulle wys dat Christen gemeenskap saak maak. Dat om hier te wees maak saak, want ons het hierdie mense nodig. En wat die ligpuntjie onderwysers vir hulle leer, maak saak. En wat hulle by lig mag leer, maak saak. En so dis belangrik dat ons met hulle op daai goeders engage. Ons moet met hulle praat. Ons moet vir hulle vra, wat het jy geleer by die sonnaskool? Wat is dit wat jy van Jesus geleer het wat vir jou mooi is, wat jy nie geweet het nie? Wat is dit wat vir jou krag gee om môre by die skool 'n getroue bedienaar van die evangelie te wees? Dis die vreemdste ding. Hoe dit in sekere omstandighede maklik is om 'n Christen te wees en in ander omstandighede nie. In ons huishouding is dit baie maklik om by die kleuterskool saam met die kinders te bid voordat ons in die skool ingaan. Daarso is rustig, daar's niemand wat jou sien nie. Jy sit in die kar, jy bid saam met jou kinders, hulle bid lekker saam, jy gaan in die skool. Maar by die laerskool is dit 'n klein bietjie anderste. In die laerskool is dit baie moeiliker om 'n getroue dienaar van Jesus te wees. Dis nie dat daar nie tyd is nie, maar die druk voel te veel om te stop, want die ouers sien jou, die ou wat die verkeer probeer laat beweeg sien jou, die kinders sien jou, die onderwysers sien jou, en jou kind is haastig om in te gaan. En dis moeilik om te stop, soos wat jou hart angstig is en net uit die situasie uit wil kom. Is moeilik om te stop en te sê, my liefie, ons het vandag Jesus se hulp nodig. Kom ons bid. Kom ons bid dat hy jou sal help om 'n getroue dienaar van Jesus te wees. Kom ons bid dat hy jou sal krag gee vir vandag. Sien, daar is maklik vir ons om ontrou te wees in ons verantwoordelikhede teenoor Jesus. Dit is maklik vir ons, dit is moeilik vir ons om die lewenstyl veranderinge aan te bring wat nodig is om 'n vreugdevolle verhouding met God te wees en om getrou te wees. Die gemeente in Korinthe was nie getrou nie.
Die gemeente in Korinthe was hoogmoedige verbruikers. En ons gaan vandag deur die tekens van hoogmoedige verbruikers kyk. Natasha, ek kan nie vra vir 'n glas water, asseblief, ekskuus. Ek sukkel 'n bietjie vanoggend. So die tekens van hoogmoedige verbruikers. Ons gaan van agter af die verse net vinnig scan. Dankie. Baie dankie. Deel sy water met my. So as ons van agter af die teks werk. Vers 18 en 19 sien ons die woord arrogant. Die gemeente was hoogmoedig, maar hulle was lafhartig. Hulle het agter Paulus se rug van hom gepraat en het hom afgebreek, nie in sy teenwoordigheid nie. In vers 10 sien ons hulle sien neer op hulle leier. Hulle beskou hulle self as wyser as hulle leier. In vers 8 sien ons hulle beskou hulle self as konings. Hulle sien hulle self as baie meer suksesvol en invloedryk in die wêreld. Hulle kyk natuurlik nie deur die lense van die wêreld en nie deur die lense van die kruis na die wêreld nie, maar hulle beskou hulle self as baie meer suksesvol as hulle leier. En in vers 7 sien ons hulle vergeet dat die gawes wat hulle ontvang het, 'n gawes wat God vir hulle gegee het om ander mee op te bou. Maar hulle sien dit nie as 'n gawe wat God vir hulle gegee het om ander mee op te bou nie. Hulle sien dit as 'n gawe wat hulle bietjie meer spesiaal maak as die ander rondom hulle. En ek dink dit is vir ons belangrik om daar vir 'n oomblik stil te staan. So kom ons lees vers 7. For who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you received it, why do you boast if you did not, as if you did not? Sien hulle roem in hulle eie gawes, en ek dink dis 'n risiko vir ons almal. Dis 'n ding wat vir ons baie natuurlik kom om ons identiteit te wil vind in ons gawes, eerder as in God se liefde vir ons. En dis 'n probleem in 'n gemeenskap wanneer ons onsself toelaat om belangriker te voel omdat God vir ons baie gawes gegee het. Want dit is wanneer ons God se genade in ons lewens ontken en wanneer ons goedes gebruik op 'n verkeerde manier, wanneer ons die gawes gebruik op 'n verkeerde manier. Nou, dit mag wees dat God vir ons almal het gawes. Het mag wees dat God vir jou ongelooflike intellektuele vermoëns gegee het. Het mag wees dat God vir jou geweldige sosiale gawes gegee het. Het mag wees dat jy die vermoë het om baie hard te kan werk of om geld te maak, of dat God vir jou baie invloed in die samelewing gegee het. Enige iets van daai natuurlike gawes of geleenthede is 'n wonderlike geskenk uit God se hand uit. Is 'n wonderlike ding. Die probleem is as ons dit nie gebruik vir God se koninkryk nie. As ons nie onthou dat God dit vir ons gegee het om sy dienaars te wees en bedienaars van die evangelie te wees nie. Dis 'n probleem as ons dit gebruik vir onsself en nie vir die koninkryk nie. En dis 'n aansienlik groter probleem as ons dit gebruik om die kerk seer te maak, om skade te berokken aan die kerk. En dit is wat gebeur het in Korinthe. Die ouens het hulle invloed gebruik om Paulus se bediening in die kerk seer te maak. En dit was nie al wat hulle gedoen het nie. Ons sien later in 1 Korintiërs 11 dat God het vir party mense baie geld gegee en vir party mense min. Daar was ryk mense in die gemeente gewees en daar was arme mense in die gemeente gewees. En die ryk mense het die gawes wat God vir hulle gegee het vir hulle self gehou en nie die arme mense daarmee gehelp nie. En so wanneer hulle nagmaal gebruik het die ryk mense hulle self verlustig en lekker geëet en hulle die arme mense verneder in hulle gebrek. En God was baie erg daaroor. Daai liefdeloosheid en daai geestelike onvolwassenheid van die ryk mense in die gemeenskap het God so kwaad gemaak dat hy hulle laat dood neerslaan het. Die mense in die gemeente het fisies dood neergeslaan omdat die mense nie die gawes wat God vir hulle gegee het om ander in liefde op te bou, gebruik het om ander in liefde op te bou nie, maar hulle het hulle self laat beter voel, het hulle self in die gemeenskap gehandhaaf deur dit wat God vir hulle gegee het. En almal van ons het gawes uit God se hand uit ontvang en almal van ons is op risiko om dit te gebruik vir onsself. Almal van ons moet daagliks in die klein goedjies getrou wees om ons gawes te gebruik om God se koninkryk uit te bou en sy mense op te bou en nie hoogmoedige verbruikers te wees nie. Die laaste teken van hoogmoedige verbruikers is in vers 3 tot 5.
Daar is die gemeente, spreek Paulus die gemeente aan, omdat hulle God se dienaars oordeel. Nou, die probleem is, dat hulle plaas self in God se posisie wanneer hulle dit doen. Die teks maak dit baie duidelik. Paulus is in diens van Jesus, wat sy Here is, en Jesus is die een wat hom sal oordeel. Wat die mense doen, is hulle kyk na hom, hulle sê, hy is nie so indrukwekkend soos Apollos nie. Sy woorde is eenvoudig, hy is nie goeie, charismatiese leier nie. En dan oordeel hulle hom. Hulle oordeel en hulle verhef hulle self bo hom. En hulle plaas hulle self op God se posisie deur om te oordeel. Kom ons lees vers 3 tot 5. But with me, it is a very small thing that I should be judged by you or by any human court. In fact, I do not even judge myself, for I'm not aware of anything against myself, but I'm not thereby acquitted. It is the Lord who judges me. Paulus is nie hulle dienaar nie, hy is Jesus se dienaar. En hy dien hulle omdat Jesus hom daartoe geroep het. Jesus is die een wat hom sal oordeel. Jesus is die een wat sy hart ken. En Jesus is die een wat weet waarmee hy besig is. Vers 5 sê, therefore, do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light the things that are now hidden in darkness and will disclose the purposes of the heart. Ons ken nie iemand se hart nie. En ons weet nie waarmee God besig is nie. Ons oordeel, as dit kom by kerkleiers, skiet tekort baie keer. Nou daar is dinge waarin ons moet oordeel. 1 Korintiërs is baie duidelik daaroor. 1 Korintiërs 5 sien ons kan sien as mense in immoraliteit lewe. Ons kan sien as mense losbandig is. Ons kan sien as mense volhard in losbandigheid. Ons kan dit sien en dis iets waaroor ons moet oordeel. Ons sal by 1 Korintiërs 5 uitkom, maar dit is iets waarin ons mense moet roep tot dissipline en waarin ons baie streng moet oordeel as 'n kerk. En 1 Korintiërs 6 sê ons moet mense help om hulle geskille op te los. En so ons moet 'n oordeel vel en mense help om versoen te word met mekaar. As dit ons posisie is dit wat ons moet doen. Maar ons kan nie Jesus se dienaars oordeel asof ons weet wat hulle harte is en asof ons weet waarmee God besig is nie. Dit is God se plek. Dit is nie ons nie. En kom ons som vinnig net op, wat is die elemente of die tekens van hoogmoedige verbruikers wat ons gesien het in die teks sover. Ons sien hoogmoedige verbruikers praat agter die rug van hulle leiers en nie met hulle leiers nie. Hulle dink hulle is wyser en meer suksesvol as hulle leiers. Hulle assosieer met sekere leiers teenoor ander leiers binne in die kerk. Hulle roem in hulle godgegewe gawes en hulle oordeel God se dienaars asof hulle weet waarmee God besig is en asof hulle weet wat in die leiers se hart aan die gang is. As ons eerlik is dit 'n risiko vir ons almal. Dis 'n slaggat waarin ons almal kan val. Ons almal het die potensiaal om iets te sien, terug te staan en te oordeel en 'n verbruiker te word eerder as 'n getroue bedienaar van die evangelie. Ons almal is op risiko. Ons almal is op risiko om Bob Thune se terminologie te gebruik, om self-absorbed te raak. En nie toe te laat dat die evangelie ons liefde binne in ons kweek nie. Ons almal is op risiko. Ons almal vergeet soms van die liefde van God in ons lewens en begin in te draai op onsself en probeer om onsself te verhef. En die gevaar is dat ons dan die Discovery Game speel wanneer ons hier by mekaar is. Ons speel die Discovery Game wanneer ons kil. Mense kil vir Discovery, jy kan kroek as jy wil. Ek verstaan, jy kan jou foon afsit as jy wil jaag, dan sal Discovery nie daarvan weet nie. Ek dink dit is 'n realiteit, maar wat ek weet wat 'n realiteit is jy kan jou horlosie in jou kind se arm sit en op die bank sit. En jou kind kan buite rondhardloop en vir jou tree kry en jou punte vir jou kry. Of jy kan
Jy kan ook jou kaart gaan swaai by die gym sonder om te oefen en jou punte kry. Maar die probleem is, jy skiet jouself in die voet. Want wanneer jy dit doen, wanneer jy dit fake, dan word jy nie gesonder nie. Dan groei jy nie. Dan is daar geen voordeel vir jou in die hele ding nie. Jy speel maar net die game. En so is moontlik vir ons vanoggend om hier te sit of nie as hier te wil sit nie en op YouTube te sit en terug te staan en te oordeel en te kyk en so klein bietjie hoogmoedig neer te sien op almal en met een of ander persoon te identifiseer teenoor 'n ander. Ons almal is op risiko om nie toe te laat dat die evangelie ons harte verander nie. Ons almal is op risiko om onsself te probeer beskerm en nie God te vertrou nie. Nie toe te laat dat God se liefde ons so seker maak dat ons vir ander kan lewe en ander kan lief hê. Ons almal is op risiko om hoogmoedige verbruikers te wees. Maar ja, voor ek aanbeweeg na die tekens van getrouheid, wil ek graag ons net herinner wat hoe laasweek se teks geëindig het. Laasweek se teks, en hierdie is wat ons, as ons dit op 'n hartsvlak kan glo, dan het ons nie nodig om enigiemand anders te af te breek nie. 1 Korintiërs 3 vers 22, 21. So let no one boast in men, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or the present or future, all are yours, and you are Christ's, and Christ is God's. As ons besef hoe veilig ons is en hoe lief God ons het, as ons besef die wêreld is ons is koningskinders, dan hoef ons nie te beklei vir die krummels nie. Ons hoef nie mekaar af te breek nie. Ons kan mekaar opbou, want dis waartoe God ons geroep het en dis waarvoor Jesus gesterf het. Die tekens van getrouheid, vers 10. We are fools for Christ's sake, but you are wise. We are weak, but you are strong. Hulle word verneder. Hulle is bereid om verneder te word. Hulle is dwaas en hulle lyk swak. Vers 11 sê, to the present hour we hunger and thirst, we are poorly dressed and buffeted and homeless. Hulle kry werklik swaar. Bedienaars van die evangelie en getroue dienaars van Jesus kry werklik swaar. En hulle is baie onindrukwekkend in die wêreld se oë. Hulle gedrag lyk ook 'n klein bietjie anders. Kyk vers 12. When reviled, we bless. When persecuted, we endure. When slandered, we entreat. Vers 11 in die Afrikaans sê, word ons belaster, antwoord ons beleefd. Sien hierdie lewens van getroue bedienaars reflekteer die kruis. Hulle vergeld nie. Hulle lewens lyk 'n klein bietjie meer soos Jesus en hulle vergeld nie, hulle tree met genade op. Hulle harte is soos Jesus se hart aan die kruis. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is 'n geweldige uitdaging vir ons. Dit is nie 'n maklike ding waartoe ons as Jesus se dienaars geroep is nie. Dis moeilik vir ons. Wie van ons is bereid om verneder te word vir die evangelie? Wie van ons is bereid om in liefde te reageer as iemand ons seer maak of as iemand afpraat op ons? Wie van ons is bereid om dit te doen? Daar's net een manier wat ons in staat sal wees om getroue bedienaars te wees. Getroue bedienaars van die evangelie en getroue dienaars van Jesus. En dis as ons werklik diep gewortel is in God se liefde vir ons. As ons werklik glo dat Jesus ons geroep het tot iets meer as om net vir onsself te lewe. En hierdie diep sekuriteit wat ons in Jesus ontwikkel oor tyd, soos wat die Gees ons help, kom nie in goeie tye nie. Dit is nie wanneer dit lekker gaan, wanneer ons werklik ons identiteit in Jesus besef en van daai plek af begin lewe nie. Dis in die swaar tye wat ons werklik Jesus se liefde leer ken. En leer hoe om getrou te wees. Dis in die swaar tye op ons knieë wat die waarheid vir ons inbreek. En dis vir ons leer om getroue dienaars te wees. Nou getroue bedienaars moenie moed verloor nie.
Dit is vir my baie interessant hoe Paulus dit hier in vers 9 beskryf. Hy praat van die apostels wat getrou was, en ek gaan dit vir ons lees, maar want dit is nie net van toepassing op die apostels wat getrou was, en daarom die waarheid kan ou nie. Dis vir enige iemand wat getrou is, enige kind van God wat getrou is en wat terwille van die koninkryk swaar kry. Vers 9 sê, "For I think that God has exhibited us apostles or us Christians as last of all, like men sentenced to death, because we have become a spectacle to the world, to angels and to men." Sien, ons lewens lyk gebroke. Dit maak seer as mense slegte goedes van ons sê. Ons wil gerespekteer word. In die oomblik wanneer ons beledig word en wanneer mense ons seer maak, lyk ons soos 'n verleentheid. Maar oor tyd, soos wat ons geloof eg bewys word, ons liefde vir God gesuiwer en gereinig en sterker word, en ons liefde vir mense groei, soos wat dit in die Christelike lewe gebeur, raak ons 'n spectacle to the world and to angels and to men. As jy deur 'n moeilike seisoen moontlik nou gaan as 'n bedienaar van die evangelie, en 'n dienaar van God, en dit voel vir jou asof die dinge uit beheer uit is. Ons weet nie waarmee God besig is nie, maar wat ons wel weet is God is getrou. En God op die ou einde sal die spektakel vir die wêreld daar wees. Ons getrouheid sal duidelik sigbaar wees. Die duiwel is nie besig om die oorhand te kry nie. God ken jou hart. As jy 'n getroue Christen is, God ken jou hart. Hy weet jy maak foute. Hy weet jy is besig om te leer. Maar hy ken jou hart en hy is besig om jou te verander en hy is besig om jou meer soos hom te maak. Sy genade vir jou is genoeg. Hy is besig om jou te gebruik. Hy is besig om jou te gebruik waar jy is as jy getrou is. Kom ons lees weer vers 5. Therefore, do not pronounce judgment before the Lord comes, who will bring to light the things that are now hidden in darkness and will disclose the purposes of the heart. Lees baie mooi. Then each one will receive his commendation from the Lord. Elkeen sal afsonderlik sy lof van die Here ontvang. Swaar tye is nie 'n teken van God se oordeel oor ons as ons getroue bedienaars is nie. Jesus sal op die ou en oordeel. Hy ken ons harte. Daar is nie een enkele keer wat jy jou wang gedraai het of wat jy jouself verloon het of wat jou gesin seer gekry het ter wille van die evangelie en die koninkryk van God wat nie op die ou einde deur God erken sal word en wat jy die lof daarvoor sal ontvang in die teenwoordigheid van God en sy mense nie. Ons moenie bang wees om deur die swaar kry God te vertrou nie, want God is besig om getroue bedienaars te gebruik om sy koninkryk te bou. Hy is besig om ons as kerk te bou en hy is besig om ons as kerk meer volwasse te maak. Voor ek vanoggend vir ons afsluit, wil ek net 'n geleentheid, ek wil nie nou weer laat die druk my aanjaag nie, en moet asseblief nie laat die druk julle aanjaag nie. Kom ons vat 'n oomblik en raak net stil en vra God om ons te help om onsself te sien soos wat hy ons sien. God sien ons as geliefde kinders. Hy is baie lief vir ons. Ons is vir alle ewigheid veilig in sy liefde as Jesus ons koning is. As ons vertrou in hom is ons baie veilig. En so kom ons bid dat God ons help om dit te glo. Om werklik sy liefde in ons lewens te ken. Kom ons vat 'n oomblik, ek gaan 'n minuut gee, dat ons sal reflekteer op God se liefde vir ons. En dan te besluit, waar is ons? Is ons besig? Het ons God se hulp nodig om getroue bedienaars te wees? Om te volhard in dit? Of het ons nodig om te draai van arrogante verbruikers binne in die kerkgemeenskap na getroue bedienaars toe? Ek gaan vir ons 'n oomblik gee dat ons sal dink oor waar ons is, wie ons is in God se hand en te bid dat God ons sal help om
om werklik in sy liefde te lewe en getrou te wees. Dat ons getroue volgers van Jesus sal wees. Ek gaan ons ook gee, dan sal ek vir ons dieselfde bid as 'n gemeente, en dan kan die musiekspan ons kom lei in ons laaste lied asseblief. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat u liefde vir ons genoeg is. Ons bely dat ons baie keer nie genoeg daarvan maak nie, dat ons baie keer nie u liefde ervaar nie, dat ons baie keer ontrou is in die klein goedjies, dat ons gebrekkig is in ons geloof, dat ons gebrekkig is in ons dissipline, dat die wêreld ons baie vinnig om die bos lei en ons harte steel. Vader, vergewe ons vir die kere wat ons deur wêreldse wysheid na die lewe kyk, en wat ons dink wêreldse oplossings kan ons help, as ons maar net slimmer as ander kan wees, of as ons maar net 'n voet in die deur kan kry, dan sal ons okay wees. Vader, vergewe ons wanneer ons op wêreldse maniere optree. Help ons om by U ons sekuriteit te vind in so 'n mate dat ons van onsself kan vergeet, en vir U koninkryk kan lewe, en vir die mense rondom ons wat waarvoor U baie lief is, vir hulle kan lewe. Vader, help ons asseblief om getroue bedienaars van die evangelie te wees. In ons eie lewens, help ons om die evangelie op onsself van toepassing te maak wanneer ons sukkel. Help ons asseblief om aan te hou om die knie te buig vir wat ons weet die Bybel sê reg is. En help ons asseblief, maak ons vry, Vader. Maak ons vry om in liefde te lewe. Vader, ons begeer om U gelukkig te maak. Ons begeer om lewens te lewe wat 'n getuienis is van U goedheid. Ons weet U koninkryk bestaan nie uit allerlei dinge anderste as vreugde en vrede in U teenwoordigheid nie. En so Vader, help ons om dit te beleef. Help ons om die vreugde en die vrede wat by U beskikbaar is te beleef. Gee ons herstel, Vader, op 'n individuele vlak en op 'n gemeenskaplike vlak. Vader, help ons om as kerk meer volwasse te wees. Ons besef ons raak betrokke in al die klein goedes, en ons mis baie keer die groter punte. So Vader, vergewe ons vir die kere wat ons dit doen, en help ons om meer getrou te wees. Ons bly dit in Jesus naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.